Dit klink letterlik soos 'n storie wat 'n 10-jarige vir my sal probeer vertel. Soos, oom, ek het 'n idee vir 'n musiekvideo, so as hierdie ou en hy kry pos van Malema af om na Weyveld toe te gaan. En hy sê, ja, kom ek doen dit. En hy ry en hy moet kak. So hy stop langs die pad om te probeer kak en daar's 'n boer wat hom probeer skiet en hy hardloop weg en toe kom die polisie, maar gelukkig kom hy by sy kar en hy ry na Weyveld toe. Klink dit soos iets wat 'n groot mens sal uitdink. Okay, voordat ek hierdie video begin, ek is nou besig om te edit, dus my oë so flippend rooi is. En fuck. Moenie enigiets wat ek sê in hierdie video persoonlik opneem nie. Ek is besig om te probeer snaaks wees, so ek wil ook nie een of ander celebrity of 'n ding net iets moet tweet en jy weet suurgat wees of iets nie. Chill uit. Dis grappies. Cool? Gaan hierdie video. Okay, YouTube, ek het pas wakker geword as dit nie 100% duidelik is van die begin af nie. Maar ja, en my stem klink soos ek baie gedrink het gisterand. Ek beloof, dit is nie eers Saterdag vandag nie. Ek moet 'n video doen oor soos die Afrikaanste ding ooit of wat ook al. En toe dink ek, weet jy wat, nee, wat van ek reageer net op Afrikaanse musiekvideo's, want Afrikaanse musiekvideo's is altyd die soos mees ridiculouste goeters wat ek al in my lewe gesien het. En ek vind dit altyd freaking hilarious. So, ons begin, ek het letterlik ingetik op YouTube, Afrikaans musiekvideo's. So, ek dink wat ons gaan doen is, ons gaan net op die eerste playlist klik wat ons kry. En net begin die stuff kyk en soos check hoe mal dit is. En die copyright algoritme op die video loslaat soos nog iets en probably my channel laat delete of something, ek weet nie. Maar kom ons begin maar net, jy weet, en dan kyk ons wat gebeur. Jay en Wow, bro, wow, relax. Jay en Liani May, verliefde, lekker. Away kombi, ja. Dis 'n wragtig weer, presies waar ons begin het. Ja, in die begin van die playlist. Bro, hoe the hell is hierdie die nuutste music video? Seker, dis is 2016, what the fuck? Bro, kom is vocals in Afrikaanse music video's so. Ek klink so ek fucking happy is oor dinge, maar ook te fucking. Ja, wat is met die leer bikie gang? Is dit soos 'n biker spul, maar kom ry hulle in 'n kombi as hulle spul bikers, so I don't get it. Bro, jy gaan nie 'n garage partytjie hou in daai garage nie, dit lyk soos fucking hol. Oh, okay, of nie. Kyk, en as 'n filmstudent wonder ek genuine. Okay, so het hulle daai garage gevat en hom kyk hier lê. Hy is hulle grootste fan. Het hulle hom Aspris so lelik laat lyk en mense laat dans of het hulle letterlik net na hulle chom se garage toe gegaan en gesê, "Hoorie, kan ons nie jou garage iets afneem?" Toe sê sy, "Ja, sure, ek charge julle fucking R5000 daan." Ek's bitter lief vir jou, dit was nie maklik nie, ek bly nog lief vir jou, dit was nie jou skuld nie, dit was nie jou skuld nie, en die tyd was koud. Dis expert stuff hierdie man, dis soos beter as Shakespeare. Bro, kyk, meeste Afrikaanse sangers, en ek bedoel selfs van Coke val in hierdie een, en dit sing soos of hulle besig is om te kak, jy weet. I'm a fucking cock and ek het fucking constipation. Maar anyway, ek het genoeg gesien van die, kom ons fuck off na die volgende een. Dis hier reuk in jou klere. Natuurlik sal jy begin met 'n fucking braai. Dis fucking hoe jy dit begin. Well done. Rieke Snell. Ek het letterlik net gelees befok van Blerk. Is dit Refense? Oh ja, is Refense, holy shit. Ah, typies, ja, nee. Is almal hierdie al gehoor. Ja, dis net 'n fucking kuier lekker song. Ag, fuck. Ek kan al klaar die brandewyn en Coke hoor. Ek bedoel ryk. Ek weet nie, ek het nie regtig iets sleg om te sê van hierdie song nie. Dis nie regtig my style nie, maar ek bedoel, is 'n lekker song. Ek bedoel, almal sit daar so in sketty en stuff, jy weet, tot op jou stukkie hooi. Een ding wat ek wel kan sê is hierdie is 'n total dude song, nee. Dis 'n song vir die ouens. Ek bedoel, jy gaan nie iewers in die haarsalon sit en hoor hoe die tannies sing. Ladies, dis 'n voorreg. Jy weet, dit gaan nie werk nie, maar ja, dis good shit hierdie. Ek bedoel, dis nie my style nie. Ek's meer into dis ook 'n polisiekar en stuff, en hopelik is daar in hierdie playlist, want hierdie is soos die Afrikaanse music playlist. Maar ons kyk maar, jy weet, lekker song, ek gee hom fucking 9 uit 10, 8.5 uit 10, is lekker, is 'n lekker song, lekker kole,
ouens. Joe Foster. Ek het my lewe nog nooit van die mense gehoor nie. Joe Foster, Pad na jou hart. Wat? Ek dink ek ken actually die song, to be honest. Weer eens met die dit klink seker seer. Dis fucking seer. Dis funny want hierdie ouens lyk altyd soos hy lyk soos jou sissie se gay best friend, maar hy sing soos jou oom wat gisterand fucking laat gekuier het. Apparently is haar hart in die sentrale Karoo grens. As jy vir 'n girl sê haar hart lyk soos die Karoo, dan ek weet nie of dit 'n insult is nie, ouens. Natuurlik lees sy Sari, product placement, op pad na jou toe, op pad na jou hart toe, dis hier waar ek gaan sort, the fuck, dat ek jou man gaan word, dis hier waar ek gaan leer om werklik lief te wees, op pad na jou hart. Sit terug en hou vas, hierdie pad waarop ons saam loop. Hey Clarence, dis totally my reaksie as iemand vir my sê, vir die naweek gaan ons Clarence doen, dan sê ek so, fuck, Nou weer eens, soos ek gesê, die vorige song is 'n total dude song, hierdie is 'n tannie liedjie. Totally 'n tannie liedjie wat jy sal hoor in 'n haarsalon, liewe volk. Brendan Piper, die perfekte een vir my. Geef ons wat jy het, Brendan Piper. Matriekafskeid. Poppe. Wat? Het hulle net die camera crew gewys? The fuck? Die poppe. Wat the fuck het hulle net gedoen daarso? Kan ek asseblief jou handjie vashou? Nee, fuck jou, ek gaan nie. Hoekom hulle nie sy handjie vir my gee nie? Hy's so weird. Ek wonder letterlik waaroor praat hulle hierso. Het jy sy crotch bulge gesien? Ek seker sy peel is so groot. Ag, dankie vir die sappie. Kan ek asseblief my boobs teen jou druk? Dat sê, shit, sien, Medians, sy het al linkerarm eerste gegee. Sit jou linkerarm om, nee. En dan boom, skielik regterarm. Of sy kan dit nie ophou vir hom drukkies gee nie, ek weet nie. What the fuck is dit met die camera crew wys, guys? Hoeveel film mense vat dit nou om net soos een skoot te skiet van ouens by die freaking swembad? Jy het soos 'n crew van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mense ten minste. En die ou wat hierdie afneem. So dis soos 13 mense vir een shot by die swembad. Flip it. Okay, ek het nie geweet hierdie goed so moeilik nie. En wag. So jy het 'n reflektor, maar hy staan nie eens in die son nie. Okay. Vir as jy gewonder het, hierdie ou is crew. Okay, die ou met die swart hemp is crew. Okay. Sy oë het geen expression nie. As ek letterlik dit doen, soos jy kan nie agterkom of hierdie ou gelukkig is of net dood is aan die binnekant nie, jy weet dit. En hy staan net op en fuck off. Hy sê, ja girl, jy's away. Cheers. Ek verkies die blond bo die brunette. Dis presies wat net gebeur het. Dit het nooit gebeur nie. Okay, ek sien. Jy mag, hoe durf jy die fucking blond kies? Bro, daai is seker die mees Afrikaanste sitkamer wat ek in my lewe gesien het. Ja nee. Wow, kyk hierdie bank, liewe donder. Al twee die banke. Dit is, let's turn your Afrikaans up to level 15 out of 10. Kyk, hierdie is totally hoe ek ook rol, né? Jy het net soos 5 girls en hulle almal sit en kyk vir jou komkommer. En almal flirt met hom. Bro, dit is 'n lekker lewe die. Fok of jou hand uit my slaai uit. Jy mag nie fucking aan my komkommer vat sonder my permissie nie. Donder. Jy is so snaaks vir my. En wys weer die hele kamera crew. Nee, ek sê maar, hy is nie Afrikaans genoeg nie. Hy was soos, nee, ek gaan nie my cats aantrek nie. Ek gaan my freaking matriekafskeidskoene aantrek eerder. Okay, nou gaan ons vry op die dak. Lekker is. Okay, daar's klank. Ek kan nie 'n meisie kies nie. Dis nie wie ek is nie. En alwaarna ek kan dink is jy. The fuck? Ek kan nie 'n meisie kies nie. Chom, wat gaan jy almal kies gelyk? The fuck? Ek weet jy het 5 by jou huis, maar jy kan maar bliksems een kies, jy weet. Chom, dis gewoonlik hoe dit werk. Daar's gewoonlik net een. Ek kan nie een kies nie. Ek soek almal. Tannie, hier's te veel geld op die spel. Jy moet 'n meisie kies. Ek wil hê jy moet haar kies en jy moet haar regtig soen en dan moet jy soen met reël. The fuck? Wat sê hierdie mense? Is dit reël genoeg? Jy moet 'n meisie kies. Dis reality TV. Al wat reël is Jan, is ek en jy. Bro, haar is geproxide, chom. Okay, ek stem saam, sy is die mooiste, né, maar soos, jy hoef dit nie in almal se face te rub die hele tyd nie.
Oh shit, ek dink nou net dit gaan in 'n porno verander want hy trek sy hemp uit. Die perfekte een. Okay, maar ja, hoekom moes hy een kies, jy weet? 5 uit 10 want hy trek nie sy cats aan saam met sy suit nie. Hoe durf hy? Lekker poppesang. Next. Oh my shit. Ag nee, is dit Bouwerbos? Oh my god. Een ding wat ek nie verstaan van Bouwerbos nie is hoekom presies is die ou famous? Like as jy ouens so Steve Hofmeyer of Nathaniel of wat ook al het, jy het gewoonlik okay, so daar's kind of 'n rede hoekom hulle famous is. Bouwerbos, ek het nie 'n klou hoekom is die ou famous nie. Hy is net famous. Hy is soos 'n Kardashian. Hy is soos 'n Afrikaanse Kardashian. Hy's kind of famous, maar niemand weet regtig hoekom nie. Like as ek nog een sang hoor wat se lyrics gaan oor braai, like ek verstaan dis heavy Afrikaans, nee, maar soos kan ons net bietjie meer kreatief wees. Wow, het hy sopas chom. Hy het pos gekry van fucking Malema. Ek wonder hoeveel mense dit actually gesien. Oh wait, dankie huisgenoot TV. So Julius Malema het hom gepos en vir hom gesê, "Oh wait, kom ons gaan Byveld toe." Ek verwag om vir Julius daar te sien. En kyk, as Julius Malema jou pos, weer eens, hoekom pos hy jou? Hoekom stuur hy jou nie WhatsApp nie? En hy sê vir jou, kry my by Byveld, daar gaan 'n fight wees, ou. Hoekom lyk Bouwerbos so gelukkig om hom te sien? Het hy soos 'n flippin horing vir hom of iets? Hy is net so happy om vir Malema sien. Kyk, ek ken hierdie song, dis 'n total kuier song, total sokkie song, maar ek het nog nooit die musiekvideo gesien nie. Kyk, ek is jammer. Bouwerbos dra nie so broek. Hy het definitief 'n ding vir Malema. En nou moet hy kak in die bos. Oh wee. Hy soek net 'n rede om sy broek af te trek. O shit, gaan hierdie ou nou skiet? Asseblief sê ja. Okay. So hoe durf jy kak in die bos? Ek bel die polisie. Dis so random, ouens. As jy net die liedjie wegvat, né, en jy speel een of ander random horror movie music, dan het jy die weirdste studentefilm wat jy in jou lewe gesien het. Ja, dit is definitief Bouwerbos se beste werk. Dit klink letterlik soos 'n storie wat 'n 10-jarige vir my sal probeer vertel, soos: "Oom, ek het 'n idee vir 'n musiekvideo, so as hierdie ou en hy kry pos van Malema af om na Byveld toe te gaan." En hy sê: "Ja, kom ek doen dit." En hy ry en hy moet kak. So hy stop langs die pad om te probeer kak en daar's 'n boer wat hom probeer skiet en hy hardloop weg en toe kom die polisie, maar gelukkig kom hy by sy kar en hy ry na Byveld toe. Like, klink dit soos iets wat 'n groot mens sal uitdink. Okay, daarom is dit 2016, so ek hoop hulle het al dit uitgefigure intussen, maar what the fuck het ek sopas gekyk? François van Cooke en Karen Zoid, toe vind ek jou. Kyk guys, hierdie is hoe dit gedoen word. Oh, good stuff hierdie. En kyk, dis nie 'n complicated music video nie, ouens. So François, wat wil jy doen vir jou music video? Chom, was jy al in The Lighting Warehouse? Letterlik hoe jy dit uitgedink het. Maar is net 'n befokte song, die. En weet jy wat verstaan ek nie? Hier is 10,000 lampe, maar hier is 'n klomp plugs wat leeg is. It's like, wat? Bro, dis net 'n befokte song. Like, ek weet Afrikaans wil meer songs soos die maak. Maar ja, dis 'n befokte song hierdie. Ek het geen issues met dit nie. Karen Zoid en François van Cooke. Befokte mense. Well done, julle. Cool. Dit was die einde van part 1. Ek dink ek sal 'n part 2 maak. Daar is nog footage. So laat my weet of julle van hierdie gehou het. Oh, sien julle volgende keer.